Die Buffelbul van Inyatikulu, episode 21. As dit van Luka afgehang het, het hy verseker sy Vrydagoggend mishandelingssessie misgeloop, voordat hy en Larry later die Padmalalaan omgewing toe gaan aandurf. Maar Jacomien het voorwaar iets reg gekry, met 'n luiperdkrapwond wat verseker tot eergister nog nie goed gelyk het nie. Miskien maak hierdie sessie by haar, dat sy eerskomende maandag die steke kan uithaal, sonder dat daar verdere skade aan hom is. Lukas vroeg vanoggend al van Inyatikulu af weg, want sy cruiser bakkie kort 'n deeglike was, stofsuig, skoonmaak en lekkerryk sessie. En terwyl hulle met die bakkie besig was, het hy ontbyt gaan eet en daarna vir Jacomien 'n berg biltong en die grootste boks chocolates wat jy in Woolworth op die rakke kan koop, gaan haal. En droewors en sjokolade vir hom en Larry ook vir die pad, want die keer ry hulle Skukuza mis. Hy wil nie daar gesien word nie. Net nou druk hulle weer op sy nommer. Hulle onthou mos kastig nie altyd sy selnommer nie, maar wanneer hulle hom sien, ontstaan daar skielike krisis, en hy is die een wat moet saam op 'n missie. Snaaks, né? Luka het vir Larry gesê dat sy so teen 11:00 moet reg wees. Sy eie goed het hy al gisterand gepak. Hy is so reg soos wat 'n man soos hy by 'n ander gevalle bachelor se troue sal wees. Daar is net een ding waarvoor hy nog nie heeltemal voorberei het nie, en dit is sy toespraak. Die huildronk wat hy op Dok Gita moet instel, en dalk sommer op Harry ook. Daarom gaan hy hom by die pakket insluit. Hy het mos 'n 6de sintuig oor hierdie soort ding. Daar's beslis iets tussen die twee aan die gang. Kyk, daar's genoeg ander inligting en herinnerings wat hy het van Dok Gita waaruit hy kan tap. En gelukkig het Zak gevra dat die ouens wat praat, asseblief hulle toesprake onder 10 minute moet hou. Maar Luka ken Gita al vir so lank as wat hy gedroom het om veearts te word. Sy is net so 'n bietjie meer as 10 jaar ouer as hy, en sy is so professioneel as wat sy mooi is. Ja, hy dink hy gaan daar begin, haar komplimenteer op haar skoonheid, want sekerlik sal hy vir haar kan sê dat sy fantasties lyk, want sy sal beslis iets mooi en eksoties aantrek vir die troue môre, behalwe dat sy in elk geval self 'n besondere mooi vrou is. Hy kan dalk ook aan haar noem dat hy nie die enigste van haar manlike kollegas is, wat al opgemerk het dat sy nie net breins het nie, maar 'n skoonheid ook is. Hoe sy soms vrou alleen tussen 'n klomp manlike kollegas gewerk het, toe sy vir die staat in diens was, die pos wat hy mos nou beklee. Sy was net ambisieus genoeg om die tak te los en daarna weg te vlieg om haar eie ding te gaan doen, wat hy nooit wil doen nie. Maar dit maak nie regtig saak nie, hy is okay met die werk wat hy doen. Hy gaan vir die mense vertel hoe sy hulle klomp bulle, ramme, met die lig van 'n pinkie en die dreigement van 'n dartgun op hulle plekke gesit het, terwyl hulle in haar diens was. Hy kan dalk ook die storie vertel van hoe sy eendag op iemand se plaas aan 'n bosbok gewerk het, toe Carly se ma, Annie, eenkant gestaan het en gesien het hoe 'n ram op die veearts afstorm. Doodsake. Annie het die ram se voete rodeo-styl onder hom uitgeduik en hom teen die grond vasgepen, sodat Gita hom met 'n doofmiddel kon kom spuit. Ja, dit is die staal waarvan Gita en haar mense gemaak is. Waarskynlik die staal wat sy nou op Carly ook oorgedra het. Want ja, sy is nie net Zak se tante nie, sy is eintlik meer Carly se mamma ook. Soveel meer nog na Annie se dood. En nou se daar, dit is vir hom 'n baie groot verrassing om vir Dok Harry ook weer hier by die kliniek raak te loop. Dok Harry met wie hy soms in die bos en selfs in die buiteland gewerk het. Luka wonder hoeveel van die mense wat die troue bywoon, weet dat Harry Gita se eerste en grootste liefde was. Iets wat waarskynlik nie sy, wat Luka is, se plek sal wees om genoem te word nie.
Hy kan dalk wel noem dat hy Doc Harry min of meer op dieselfde stadium vir die eerste keer ontmoet het, in die stadium toe hy vir Gitte die eerste keer gesien het, en dat hy bly is om hierdie ou bekende weer hier by die Tronkliniek raak te loop. Maar as hy nou romanties was, kon hy seker bygevoeg het, dat hy hoop dat hierdie koalisie wat tussen hulle ontstaan het, mag hou vir die res van hulle twee se bestaan. En dan sal hy sê, sal ons daarop drink? Nee, oor hierdie gedeelte sal hy eers moet dink. Of sal hy daaroor moet drink dalk? Want na 'n dop of 2 sal hy ook wonder hoekom die twee van hulle nie daai tyd al getrou het nie. Nie dat dit sy besigheid is nie, maar daar was gerugte van 'n ander man, nie in haar lewe nie, en Harrison. Miskien sal hy eendag weet. Die lewe is kompleks, mense is kompleks. Dit is hoekom hy probeer om dinge af te skaal en te vereenvoudig in sy eie lewe. So eenvoudig as moontlik. Maar op die oomblik is daai faset 'n bietjie moeilik. Hy weet nie regtig wat om van Larry Sullivan se aantrekkingskrag te maak nie. Dit is iets anders as wat hy tot nog toe vir enige ander vrou gevoel het. Nie dat hy regtig weet wat om met vroumense te doen nadat hy in die bed gehad het nie. Hy het mos in 'n Dagga-boy huisgesin groot geword. Ramme, buffelbulle, middelste van 5 seuns en sy pa en ma het in toerisme gewerk. Vroegoggend en laat aand. Hulle seuns was basies meestal op hulle eie. Hulle het hulle geweet dat hulle iewers hoort in 'n gesin. Alright, en daar was girls in Skukuza se personeel daarop ook, waar hulle gesin gewoon het. Maar tussen die koshuisbrakke, waar seuns en meisies op las uit mekaars kamers gehou is, was daar stories van goed soos windbestuiving, wat jou verskriklik bekommerd gemaak het. En as jy na verkeerde goeders kyk, land die ooievaardalkies op jou huis se dak se skoorsteen, en die wat nie skoorstene het nie, vir hulle sal daar gesupply word. Maar toe kom sy universiteitsjare, waar 'n paar girls hom gewys het hoekom Adam bereid was om sy ribbes vir daai ding te gee. Maar al het hy sy deel aan ribbes afgestaan, was sy hart meesal vuil op hok. Miskien is dit wat die jare aan 'n mens doen. Op hierdie stadium is sy ouers seker die beste voorbeeld van 'n huwelik wat die aanslag van die lewe weerstaan het. Mense wat nader aan mekaar gegroei het oor die jare, in plaas van om uit mekaar te dryf, en nou op hulle beste is, nou laat in hulle lewe, of so lyk dit vir hom, die dat sy pa seker aanhoudend vir hom sê, dit is goed om 'n maat te hê, om saam met wie jy kan oud word, Luka. Hy glimlag effens toe hy op Inyatikulu se grondpad afdraai. Snaaks dat hy glad nie aan oud word dink, as dit by Larry kom nie, veral omdat haar lyf hom aanvanklik aan niks anders as laken plesier laat dink het nie, iets wat hy nog nie uitgevoer het nie, want helaas, dit is beslis nie vir hom beskore nie. Sy is die baas van die plaas waar die buffels loop, waarin hy 'n aandeel het, sy dogter, wat maak dat dit sal lyk of hy agter die halsband aan is en nie die TV self nie. Maar vertel dit nou vir sy lyf. Kyk, Larry doen dit net vir hom. As hy na dink, haak sy kop uit, sy asem begin jaag en sy hart maak sulke drillerige bewegings in sy bors. In teenstelling daarmee dui sy kompas sommer vanself ware noord aan. Behalwe dat hy natuurlik 'n paar ander goed ook in gedagte moet hou. Larry kom eintlik van Australië af, waar sy 'n gesin het, kinders, en sy plan waarskynlik om terug te keer daarna toe. Maar as sy dit dalk iewers na gedagtes sou vind om in Suid-Afrika te wil bly, want hoekom nie, terwille van oud Dirk, wat soms so alleen kan lyk, so alleen,
soos wat hy wat Luka is ook seker verander moet lyk, dring het tot hom deur. Maar eintlik is hy mos oukei, jy weet. Daarom sal hy homself maar oorgee aan die ander behoeftes wat hy voel. Hy wil dinge met haar deel en mooi goed vir haar wys, soos wat 'n mens vir 'n suster sal doen. Sien hoe sy dit geniet. En dan wil hy dit geniet, omdat sy dit geniet, solank as moontlik. Intussen wil hy nie vir 'n oomblik daaraan dink, dat 'n dag gaan aanbreek waarin sy nie meer in Suid-Afrika gaan wees nie, want dan wil hy homself met sy eie laat slaan, en haar met iets veel beter bykom, voordat hy laat gaan. Luka ry by die Vyfkamp in, en daar doen sy hart weer daardie drill ding, wat sy ore laat gloei, en hom na sy asem laat snak, want Larry staan by Dirk op die stoep, en pat dophou, om te sien wanneer hy wat Luka is kom. Daar is sommer energie in sy stap, toe hy naby haar stoep parkeer en uitklim, om haar te help om haar bagasie te kry. Môre Dirk, môre Larry, groet hy, is jy reg om te ry nooi? Lankal, hoe voel jou Eina, Luka? Eina, weet Eina, vra hy vol bravade en draai na Dirk. En jou planne vir die naweek, Dirk? F1, ek gaan kyk hoe Oscar Piastri sy volgende tree gee om wêreldkampioen te word. Oscar van Australië. Luka draai na Larry. Julle Australiërs kan seker oop bars van trots op die man. Natuurlik is ek trots en mal oor Oscar, maar moet asseblief nie van julle Australiërs praat nie. Ek is 'n Suid-Afrikaner en nou dat ek terug is in my eie land, is ek trotser as tevore op ons eie erfenis. Wel, is moeilike tyd wat jy gekies het om terug te kom, lag Dirk, met 'n regering wat ons ekonomie en toerisme so lekker op koffie op die oomblik. Wel, ons Afrikaners moet maar ore toedruk daarvoor en ons eie lewe leef. Meer en beter as ooit tevore. Ek wil in geen ander land woon nie, antwoord Larry, en Luka staan vir 'n oomblik en dink oor haar woorde. Beteken dit dat Larry hier is om te bly, dat sy Suid-Afrika kies bo enige ander land? Wel, as dit die geval is, bars sy borskas ook nou oop, soos wat sy hart van trots kan swel. Larry se naweektas is al vroeg vanoggend gepak, en nou sit sy sommer en worskaf op haar YouTube-kanaal. Sy sien uit na die naweek uitstappie saam met Luka Willemse. Sy sien uit om Zak en Carly se troue by te woon, en sy is bly om te sien dat Luka sommer baie beter lyk, nadat daardie wonderlike wondsuster vir die tweede keer na sy luiperd skraapplekke gekyk het. Eendag wil sy beslis daardie vrou ontmoet en vir haar 'n yslike boks chocolate saamneem om dankie te sê vir wat sy vir Luka gedoen het. Of nee, eintlik moet sy net eers haar gedagtes oor die vrou orden. Wat is dit wat die vrou doen wat Luka soveel beter laat lyk? Sy moet haar sien, want sy wil hierdie klein steekie van die groen jaloers goggatjie in sy angelstyd. Sy mag nie jaloers voel op 'n ander vrou met wie Luka iets te doen het nie, want sy is niks van hom nie. Al wens die helfte van haar verstand en haar hele vrou wees dat dit anders was. As dit van haar afhang, los sy hierdie kastige ordentlike streep van haar hier by die huis en verlei die man teen vanaand uit sy onderklere en sokkies uit. Wat natuurlik heeltemal onaanvaarbaar is, want die arme Fiat is op die oomblik op die krikkelys. Sy wil nie die een wees wat maak dat sy steke uitskeer as gevolg van te veel kardiovaskulêre oefening nie. Luka ry met 'n nuwe agterpad, 'n effens langer pad as die laaste keer wat hulle na die Toronto-kliniek toe is, want die radio in Luka se bakkie vertel vir hulle dat die wit leeu van Sandringham naby genoeg is aan die toeristepad dat sy wat Larry is om dalk op 'n kamera kan vaslê. Hulle spandeer niks meer as 'n halfuur daar nie, en toe moet Luka voet neersit. Die trouvenue waar hulle die naweek moet wees is nog anderkant Malalaan. En dit is mooi daar, al sien hulle die plek aanvanklik net in die bakkie se ligte, want dit is al donker toe hulle inry en voor ontvangs stilhou.
Wanneer Larry sien dat Luca sy kredietkaart uithaal om vir hulle 2 slaapkamerhuisie te betaal, bied sy aan om die helfte te betaal. Nee, jy is my metgesel vir die naweek. Ander dag nooi jy my om iets saam met jou te doen en dan gaan jy hoes girl, dreig hy. Larry kyk hom 'n oomblik verbaas aan. Bedoel hy regtig dat hy 'n uitnodiging vir 'n naweek weg saam met haar sal aanvaar? En dit terwyl hy so versigtig aan sy kant van die bed en draad bly, by wyse van spreke? Of was dit maar net die eerste gedagte wat in sy kop gekom het, om te keer dat sy geld uithaal? Geld wat sy in elk geval 'n groot klomp getrek het, om 'n deel daarvan in 'n koevert met 'n mooi kaartjie vir Zak en Carly te gee as trougeskenk. Hulle pak af en gaan sluit by die res van die groep aan wat aan die Lapa kuier. Anders as wat Larry van die bruidspaar van die naweek verwag, lyk Zak en Carly ontspanne en opgewonde oor wat voorlê. Nee, die planne het nie sonder voorval verloop nie, verseker Dok Harry hulle, toe hy en Gitte daar by hulle aan 'n lang tafel kom sit. Toe hulle vanmiddag daar by die kliniek wegry, is Tutankhamen, die groot goue kat en baas van die veeartspraktyk, mos net mooi skoonveld. En Carly weier toe om in die kar te klim, voordat sy hom nie gegroet het nie. Dis nie die eerste keer dat daardie kat die wêreld met sy verdwyning op horings geneem het nie. Waar het julle hom toe gekry? Vra Luca. In die skoenesak wat moet saamgekom het. Duidelik wou die kat saamry. Maar hoe dan anders? Hy het verstaan dat hy en Zak met Carly trou en niemand het nog soveel as 'n blom op sy koppie gesit of 'n bandjie om sy nek nie, vertel Dok Gitte met 'n reguit gesig. Daarom is daar nou nog 'n seremonie Sondag by die kliniek net vir die diere daar en naby vriende van ons en julle 2 is ook genooi vir die dag. Dankie, ons mis dit vir niks in die wêreld nie, verklaar Luca en sy gesig bly voorwaar ook reguit. Hierdie goue kat moet iets baie spesiaal wees, besef Larry en slug die lag wat vlak kom lê saam met 'n ijskoue wit wyntjie af. Wanneer hulle reg maak om te eet, is dit R.W. Stromberg, Carly se pa wat skuins oorkant Larry kam sit. Die vriende daar by hom is die eienaars van hierdie lodge en hulle vra mooi, en dit is net 'n vraag, maar asseblief, of Larry vir hulle die lodge ook sal afneem en dit op haar YouTube kanaal sal adverteer. Dit is 'n nuwe plek en hulle hoop nog maar vir die beste. Hulle sal betaal vir 'n advertensie. Nee man, dis nie nodig nie, keer Larry. Ek leer nog hierdie ding en maak baie foute op die kanaal. Julle plek is in elk geval verskriklik mooi. En dan moet ek ook bieg. Ek is dankbaar vir elke video wat ek kan maak en bysit op my kanaal. Mens raak soms uit idees, jy weet. Onmoontlik, spot Gitetron. Bly naby genoeg aan Luca Willemse en jy sal nie kan byhou met nuwe idees nie. En daarmee slaan die vrou natuurlik die spyker op sy kop, besef Larry. Barend kom stel sy vrou Benita aan hulle voor en die jonge Benji verduidelik weer dat hy die strooijonker hier rond is. Hy het groot skoene om vol te staan, maar hy verstaan sy skoene blykbaar verkeerd, want hy is besig om halwe glasies sherry en ander drankglase leeg te maak, sien Larry en wys dit vir Gitte. Iemand moet keer, anders kap die strooijonker om, voordat hy môre kan strooi, en die kind se ma laat hom vinnig eet, voordat sy hom laat nag sê, waarna sy hom kamer toe neem. Ek voel nou soos 'n spoil sport en ek klik back. Larry is onmiddellik spyt omdat sy stories aangedra het. Maar Benji, ek het eendag lank gelede by iemand se troue ook so laaste bietjies uit almal se glase gedrink en ek was byna in die hospitaal van alkoholvergiftiging. Ek dink ek het in elk geval ook daai alkoholsiekte, want ek voel nie baie lekker nie, roep die kind uit en toe kook hy teen sy ma se mooi rok oor. Nee jimmel, ons sê vir jou dankie. As hy nog meer gedrink het, slaat hy strakkies in sy spore neer en ons het geen idee hoekom en waarvan nie. Kyk, wat gebeur al klaar met hom, raas Barend en gooi die kind oor sy skouer.
bed toe met party ouens, sien julle net nou weer. Gelukkig is hulle eenheid op so 'n plek dat hulle die deur van hier af kan dophou, want van toe af maak hy en Benita beurte om te gaan kyk of die klein man sy roes afslaap en of hy op ander plekke besig is om twak te maak. 'n Lekker kuier met wonderlike kos en gawe nuwe vriende hier in Afrika, besluit Larry, al wens sy dat sy ook al kan gaan inkruip. Sy is self moeg, al het alkohol darm nie hier 'n rol gespeel nie. Teen 9 uur besef sy boonop dat sy haar dit beslis nie verbeel nie. R.W. Stromberg se 2IC gaan uit sy pad om haar ekstra welkom te heet. Hy bied selfs aan om haar die volgende dag op 'n uitgebreide besigtigingstoer te neem hier by die lodge. Hy was in die bevoorregte posisie om saam met R.W. die plek te sien groei en bloei tot wat dit nou is. Terloops, sy naam is Ralph Bester. Dr. Ralph Bester, mediese raadgewer en hoofnavorser by die Stromberg Asphalt Foundation vir bedreigde spesies hier en oor die hele Afrika-kontinent, stippel hy dit uit. Miskien kan hulle 'n tydjie môre deur die dag afknyp om na 'n paar van die rescueplase in die omgewing ook te gaan kyk, wanneer Luca en die ander manne werk aan hulle verpligtinge om die trouverrigtinge later glad te laat verloop, sê hy. Wat Larry natuurlik laat wonder, hoekom so 'n aantreklike man nie met 'n metgesel hier aangekom het nie? Ek het klaar my huiswerk vir môre aand gedoen, Dr. Bester, en dit was in elk geval my plan om vir Larry na die katteplaas ook te neem. Antwoord Luca in sy oë trek skreefies, soos wat hy die man aangleer. Maar as jy môreoggend vir ons spesiale hoekies hier op die lodge sal kan gaan wys, sal dit welkom wees, want ek dra gewoonlik die kamerasak. Wys die buffelbil van Inyatikulu skielik dat hy nie net hoewe het nie, maar naels en tande ook? Of kan dit wees dat hy dalkie so klein bietjie jaloers is op die aandag wat hierdie aantreklike jonger man haar skielik gee, wonder Larry geamuseerd. Ek kan ook haar kamerasak dra, Dr. Willemse, keer af. Ek het maar net gedog dat jy nog te siek en te seer is om jou kant te bring, as jy weet wat ek bedoel. Ja, en jy praat natuurlik nou uitsluitlik van bagasie en kamerasakke dra, nee, kollega? Wil Luca weet? Natuurlik, of verstaan jy nou iets weer heeltemal verkeerd? Nee, ek maak net seker dat jy nie aan enigiets meer as kamerasak dra dink nie. O aarde, besef Larry, die twee buffels het beslis al iewers oor dieselfde buffelkoei horings gestamp, as sy dit nou nie mis het nie. Maar sy sal in elk geval vir Ralph wys dat haar vertroue en lojaliteit by Luca Willemse lê. Daarom staan sy ook op toe die ouer veearts kort na aandete opstaan en verskoning maak om kamer toe te gaan. Tyd vir brille en pille en bed vir ouer mense soos ek, spot hy in Ralph se rigting. Ja, dit is sleg as jy 'n katkessel mee rond te rol wat 'n bietjie rof speel, kap die jonger man terug. Het jy nog nie geleer om weg te bly van die goed se naels en tande af nie? Ek het my waaksaamheid ongelukkig vir net een klein oomblik laat sak. So hou maar dop. Groot fout. Pas jouself maar liewer op. Op jou hoë ouderdom vat sulke wonde veel langer om gesond te word. Wel, praat van ouderdom en wonde. Ek val ook in die kategorie van brille en pille. Gitte en Dok Harry staan ook op. Zak en Carly is ook al kamer toe en ons het 'n pasiënt om na om te sien, spotbarend. Die jongste buffel kalf hier rond, wat die grootste skandes van almal gemaak het. So lekker slaap julle en onthou, die brunch om 10 uur môreoggend word vervolg.